Ek gaan met julle praat oor 'n kort reeksie wat ek gedoen het so ruk terug, wat ek op WhatsApp deurgestuur het, wat ek noem die Christelike Antichrist. Maar vandag gaan ons nie kyk na Romeine 1 Korintiërs 12 vers 3 nie. Ons gaan kyk hierso van Kolossense 1 so vanaf vers 9 af. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Hoor julle? Dat julle vervul kan word in alle wysheid en geestelike insig. Nou dit is 'n groot probleem, ek wou nou aangegaan, maar ek moet nou ongelukkig hier net so 'n bietjie stop. Want dit is 'n groot probleem met Christene vandag. Hulle wandel nie in die kennis van die Here nie. En wat sê die woord? En hulle wandel nie in geestelike insig nie. Nou dis 'n vreeslike hartseer storie. Nou Puna, wat sê jy daarmee? Kom ons vat byvoorbeeld die algemene deursnee karismatiese Pinksterkerke. En as ons kyk wat die Christelike Antichrist nou eintlik is. Wat is die Antichrist? Dit is iemand wat teen Christus is. Wat die teenoorgestelde is van Christus. Nou ons is so geneig om te dink aan die Antichrist as iemand wat teen Christus is, wat buite die Christelike geloof is. Maar die eintlike Antichrist is dit wat werklik in die kerk is, daar in jou AGS, PPK, Volle Evangelie Kerk, NG Gereformeerde, Hervormde, wat se kerk jy ook al is, Vrye Evangelie, Christelike Evangeliese Kerk, enige kerk, Baptiste, noem dit, en veral in die karismate en veral in die Pinkster. Want wat beteken dit nou eintlik? Dit beteken nou eintlik dat dit wat gebeur in daardie kerke is anti-christelik. Nou hoekom sê ek so? Kykie, God bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Nou wat gebeur is, die mense, en in die kerk veral, vat Christus, en hulle skei Christus van die Vader en van die Heilige Gees. Hulle neem Christus Jesus aan as verlosser en saligmaker, bely sy kruisdood vir hulle, en dis waar dit eindig. En dan, nadat hulle daardie belydenis gedoen het, dan skuif hulle Christus op die agtergrond. En dan die volgende stap wat belangrik is dan die vervulling van die Heilige Gees met bewys van spreek in vreemde tale, en dan die groot doop wat daarna volg. Nou in die eerste plek, die spreek in vreemde tale is vir my maar 'n kontroversiële punt, en ek is self maar 'n Pinksterman gewees, en 'n karismatiese man, en vir my is die spreek in tale maar 'n kontroversiële ding, en ek raak nie graag daaraan nie, want ek glo nie heeltemal daaraan nie. Ek is nie daarteen nie, maar hoekom sê Paulus moet ek bid in 'n vreemde taal as ek kan bid in 'n taal wat verstaanbaar is? En hoe kan jy sê amen op wat jy nie verstaan nie, maar jy kan nie sê amen op dit wat jy verstaan nie? Ek parafreer nou so 'n bietjie. So ek is nie vreeslik mal oor die spreek in vreemde tale nie. Ek sê nie dit is nie so nie. Ek self praat met tye as ek in diep gebed is, dan praat ek in tale. Maar dan stop ek myself en ek sê, okay. Die Bybel sê, as jy in 'n vreemde taal praat, dan moet jy hom kan interpreteer. Maar dan sê Petrus ook, jy kan nie die skrif gebruik vir privaat interpretasie nie. So dan bly ek nou maar eerder weg van daai hele storie van tale, want dit wat ek bid, en wat ek dink ek bid, is nie noodwendig wat ooreenstem nie. So dan bly ek eerder by die kardinale waarheid, en dit is Christus in my. Want hierdie Christus in my is vir my belangriker as die feit dat ek spreek in tale. Die Christus in my is belangriker vir my as tekens en wonderwerke. Nou wat sê ek? Nou kom die mense, hulle neem Jesus Christus aan as verlosser en saligmaker, en dis al. Dan staan daar, dan al wanneer Jesus weer nader gesleep word, is vir tekens en wonderwerke. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus, ek bestraf duiwels, ek raak ryk, ek verdryf die siekte, ensovoorts, ensovoorts, maar dan word Jesus weer op die agtergrond geskuif.
En dan gaan dit soveel oor die salwing van die Heilige Gees en alles kom nou deur die Heilige Gees. Nou die dag vra iemand vir my, ja maar die Heilige Gees het ons nou vir Christus vervang. Dis ek nee, dis 'n liegstorie daai. Dis 'n absolute valse liegstorie daai uit die putte van die hel uit. Die Heilige Gees, ekskuus tog, het nog nooit jammer vir Christus vervang nie. Maar wat die Heilige Gees doen, hy komplementeer Christus as God, nie as enigiets anders nie. Hy komplementeer Christus nie met spreek in tale nie. Hy komplementeer Christus nie met die uitleg in tale nie. Hy komplementeer Christus nie met die woord van wysheid nie. Hy komplementeer Christus nie met die onderskeiding van geeste nie. Hy komplementeer Christus nie met die uitleg van tale nie. Hy komplementeer Christus nie met profesie nie, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hy komplementeer nie Christus in daai opsig nie, maar hy bevestig Christus. Hy openbaar Christus. Want die saak is wat ons hierso kry, Jesus is net goed genoeg vir bekering. Ek bely hy het vir my gesterf, ek pik 'n paar snot en traantjies weg, want hy het my sonde nou gewas, en dan stoot ek op die aggrond, nou is dit net, God het gesê, 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 en die Heilige Gees doen dit, en die Heilige Gees doen dat, en kom ons wag op die salwing van die Heilige Gees, wag vir, dat God homself in ons midde openbaar, en dat God homself in ons midde manifesteer. Waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig? Want die Bybel sê vir ons hier so baie duidelik, in 1 Johannes 5 vers 20, luister, hy sê so, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Nou as hy in my is en ek is in hom, want die Bybel sê Kolossense 1:27, luister mooi, hy sê, aan wie God wou bekend maak, wat is die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenhede onder die heidenen, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Nou sê die mense, ja, maar jy kan dus Christus onder julle, ja nee, maar as jy na die Griekse woordjie en kyk, dan sê hy pas in by die vertaling, die en beteken in, dit is Christus in jou. Jy sien, wat ek hier probeer vir jou sê, is dat die oomblik wat jy tot bekering kom, durf jy nie Christus een kant toestoot nie. En dan gaan by, God sê dit en die Heilige Gees sê dat. Weet jy, en is interessant, nou sê Johannes vir ons daarso, hy sê ook vir ons daarso, dat ons het die salwing, en ons ken alle dinge. En ons het nie nodig dat iemand ons enige iets leer nie. Want soos die salwing in ons is, bly ons ook in hom. Jy sien, so ek het nie ietsie nodig, soos die Heilige Gees, om vir my nou te kom tekens en wonderwerke gee nie. Ek het nie so iets nodig in my lewe nie. Want die grootste wonderwerk wat kon plaasvind het, is hierdie Christus wat in my is. Dis die grootste wonderwerk wat Jesus self genoem het, die wedergeboorte. Hy sê, dat julle vervul mag word met die bekennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Jy sien, hier is waar die probleem lê. Die mense het nie 'n geestelike insig in wie hierdie Christus regtig is nie. Want weet jy hoekom? Want die oomblik wat hulle Jesus Christus bely as Here en hy het gesterf op die kruis en hy het opgestaan uit die dood uit en hy het opgevaar na die hemel toe en hy kom weer terug na ons toe, dan onmiddellik as hulle dit bely, dan gaan hulle dadelik terug na Jesus van Nasaret. So nou bely jy die hemelse Christus as jou God, maar nou stoot jy die hemelse Christus weg en jy val terug na die vleeslike Christus. Die Jesus in die vlees. Nou luister, wat sê Paulus vir ons hierso? In 2 Korintiërs 5 vers 16. En die mense like nogal as ek hierdie versie vir hulle sê, maar ek gee nie 'n flentor of jy van my hou of nie, dis in die Bybel. Hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Jy weet nou van die mense hierdie Christus, en hulle vat hierdie hemelse Christus wat hulle bely het, en hulle verplaas hom met Jesus van Nasaret. En nou wil hulle
alles doen wat Jesus van Nasaret gedoen het. En dan vind jy tiendes en offergawes en doop, en die volgende stapie, dan gaan hulle altyd terug na die Ou Testament en die profete en die wet. En daar, voilà, skei jy Christus van die Triniteit. Word jy anti-Christus en weerstaan jy die hemelse Christus. Want nou stoot jy die hemelse Christus uit en jy vervang hom met die aardse Jood, Jesus van Nasaret. En nou volg jy die bergpredikasie, jy volg die tekens en die wonderwerke, alles wat Jesus van Nasaret gedoen het. Want jy het nie die insig wat Paulus van praat in Kolossense nie. Jy sien, as jy nou wil gaan kyk wat is interessant, dan gaan lees jy nou Efesiërs hoofstuk 4, dan begin jy maar lees so vanaf vers 9 af. Dan gaan jy sien hoe Paulus begin verwys na die kennis van Christus. Omtrent na elke 12 of 13 verse verwys Paulus altyd na een of ander vorm van die groei in die kennis van Christus. Wat sê die Bybel hierso? Dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en wysheid en geestelike insig. Jy sien, die probleem is, die mense luister so na die Heilige Gees, en hy praat sogenaamd oor tekens en wonderwerke en salwings en spreek in tale en uitleg in tale, maar hulle vergeet een kardinale ding. God, die Vader, praat nie in God die Heilige Gees nie. God die Vader praat binne in sy Seun. Jy kan dit gaan lees in Hebreërs 1 vanaf vers 1 tot 3. Vader God praat nie apart van, buitekant of geskei van Christus nie. Vader praat nie van Jesus van Nasaret nie. Hy praat van Christus, wat die ewebeeld en die gelykenis is van God. Hoor wat sê die Bybel. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, dis nie ons nie, dis nie ons vaders, dis die Joodse vaders, spreek het na die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek in die Seun. Nou daai woordjie deur kan ook verklaar word as in die Seun, maar hy praat met ons spesifiek deur die Seun. Hoekom? Want die Seun, hy is die erfgenaam van alles wat aangestel is. Kom, ek lees hom vir jou. Nadat God baie keer en op baie maniere en in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur of in die Seun. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy, Jesus, wat die afskynsel is van sy die Vader se heerlikheid, en die afdruksel van sy die Vader se wese, en alle dinge dra deur die mag van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, en gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jy sien, Christus is die ewebeeld en die gelykenis van God in jou. Christus is die ene in wie en deur wie God praat. God gaan nie Jesus op sy skuif en nou met jou deur die Heilige Gees praat, want dan sê jy dat die Heilige Gees het geword die middelaar tussen God en die mens. Terwyl die Bybel sê daar is net een middelaar tussen God en die mens, naamlik die mens, Christus Jesus. Die oomblik wat jy vir jouself begin sê, God praat met my in die Heilige Gees, of God het vir my gesê, dan haal jy geheel en al Christus uit die sentrale fokus uit. En dan kan ek nou vir jou met alle sekerheid sê, as iemand vir jou sê, God het vir my gesê, of die Heilige Gees het vir my gesê, dan het jy die volste reg om te sê, bly stil, hou jou mond, jy weet nie waarvan jy praat hier, want hierdie Bybel sê God praat net deur sy Seun. Jy kan nie die Seun nou skei
En sê, ja, okay, maar nou praat die Heilige Gees oor tekens. Nee. Die Bybel sê vir ons, dat die Heilige Gees praat net van Christus, en sal net Christus verheerlik, want die Vader praat net in Christus, en deur Christus, en hy funksioneer deur Christus. Nou hieroor sal ons volgende keer verder gesels. Totsiens.